Die gedeelte wat ons lees hierdie week uit die Nuwe Testament, Handelinge hoofstuk 2. Vanaf vers 37, die eerste bekeerdes. By die aanhoor hiervan is die mense diep getref en het hulle vir Petrus en die ander apostels gevra, wat moet ons doen, broers? Toe antwoord Petrus hulle, bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus. Dan sal God julle sondes vergewe en sal julle die Heilige Gees as gawe ontvang. Wat God beloof het, is vir julle en vir julle kinders en vir almal wat daar ver is, vir almal wat die Here ons God na hom toe sal roep. Met nog baie ander woorde het Petrus getuig en hulle aangespoor, laat julle red tussen hierdie ontaardige mense uit. Die wat sy woorde aangeneem het, is gedoop, en omtrent 3000 mense is op daardie dag by die getal van die gelowiges gevoeg. Hulle het hulle heelhartig toegelê op die leer van die apostels, die onderlinge verbondenheid, die gemeenskaplike maaltyd en die gebede. Die eerste gemeente, vers 43. Die apostels het baie wonders en tekens gedoen, en dit het almal met diep ontzag vervul. Al die gelowiges was eensgesind en het alles met mekaar gedeel. Hulle het hulle grond en besittings verkoop en die geld aan hulle almal uitgedeel volgens elkeen se behoefte. Hulle het almal elke dag getrou by die tempel by mekaar gekom, van huis tot huis die gemeenskaplike maaltyd gehou. Hulle kos met blydskap en in alle eenvoud geëet en God geprys. Die hele volk was hulle goedgesind, en die Here het elke dag mense wat gered word by die gemeente gevoeg. Hierdie gedeelte dan, Handelinge hoofstuk 2, vers 37 tot by die einde van hoofstuk 47. 'n gedeelte wat vir ons baie duidelik wys dat Petrus en die ander disippels kragtig getuig het. En die eerste wat hulle gesê het as die mense gevra het is, bekeer julle. Dan is hulle bekeer en is hulle gedoop. En Petrus sê dan vir hulle, as hulle bekeer sal hulle die Heilige Gees ontvang. En dan lees ons dat hierdie gelowiges van die eerste gemeente op 'n baie besondere manier met mekaar saamgeleef het, mekaar lief en leed gedeel het, ook hulle besittings met mekaar gedeel het. Ja, waarskynlik nie alles verkoop het nie, maar genoegsaam sodat die wat te min het ook genoeg kon kry. 'n wonderlike voorbeeld van eensgesindheid, gehoorsaamheid, eendragtigheid in die koninkryk, in die kerk van die Here. Ons is dit baie keer 'n uitdaging om te weet, hoeveel van wat moet ek gee, vir wie? Een ding weet ons seker, en dit is dat die Here van ons vra om te offer, op te offer. Nou onthou, 'n opoffering kan net wees iets wat jy eintlik glad nie wil weggee nie, maar jy's weggee omdat God dit vra. En nie omdat jy bereid is om daarvan afstand te doen, of omdat dit oortollig is, of omdat jy reeds genoegsaam van welke saak ook al het nie. Nee, dit is soos hier vir ons geleer word, dat gemeentelede met mekaar deel dit wat hulle het. Baie van hulle eie
besittings en hulle self opgeoffer het ter wille van ander. Maar kyk dan die magtige verskil en resultate, dat daar elke dag by die gemeente nuwe bekeerlinge gevoeg is. Dit is vir ons 'n baie duidelike aanduiding dat wat gemeentes behoort te doen en gelowiges binne in gemeentes behoort te doen. En daarom bid ek nou dat die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees met elkeen van julle sal wees en bly tot in ewigheid. Amen.